wat kom. U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat u alle dinge geskep het. Deur u wil het alles ontstaan. Hemelvader, dit is vir ons baie lekker om vanoggend hier in hierdie erediens by mekaar te wees. Baie dankie dat u vir ons hier by mekaar gebring het. As ons daaraan dink dat u die groote God is, die skepper van die hemel en die aarde, en dat u ons groot verlosser is, wat redding en verlossing vir die ganse mensdom bewerkstellig het. En as ons daaraan dink dat u so naby aan ons elkeen kom, dat u in ons woon deur die Heilige Gees, dan is dit vir ons wonderlik om vandag hier in die naam by mekaar te wees. Ons sien ook uit om te beleef wat u vanoggend in die res van hierdie erediens met ons gaan doen. Ons wil bid, laat u Gees kragtig in ons werk. Dankie dat die tegnologie terug is, en dankie dat u ook daardeur met ons elkeen vanoggend 'n pad gaan staan. In Jesus se naam, amen. Broers en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, die Heilige Gees, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons begin ons diens weer saam te sing, en ons doen dit in die woorde van jy beweeg nie aan nie? Okay. 453, vers 1, 2 en 3. Dis 'n lied oor die drie-eenheid van God, waarin ons sy naam besing. Kom ons staan, en dan sing ons saam met die orgel al 3 hierdie verse. Ons het so pas gesing oor die drie-enige God. Ons het hom geëer en geprys as die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daar's 'n rede hoekom ons dit gedoen het, want ons glo in die drie-enige God.
Hy is ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis goed om sy naam te besing as die drie-enige God, maar is ook goed om so nou en dan saam ons geloof te bely. En hoekom doen ons dit? Ons doen dit om te verklaar voor die Here, ons glo waarlik in U. Ons doen dit ook om mekaar geestelik te ondersteun en vir mekaar te sê, ons is een hierin. Ons glo almal in dieselfde God. Ons versterk so mekaar se geloof. En natuurlik, as iemand hier buite sou verbystap en hulle hoor hierdie klomp stemme wat opreis en saam hulle geloof bely, dan is dit ook 'n lewende getuienis teenoor hulle. So kom ons bely hardop ons geloof in ons drie-enige God saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, nou kan julle gaan sit. Ons skriflesing kom vanoggend uit Eksodus uit. Nou kom ek verduidelik dit vir julle hoekom ons nou spesifiek onder leiding van die Heilige Gees hierdie gedeelte vanoggend lees. In die kerklike tradisie staan hierdie Sondag, die Sondag voordat ons begin met lydenstyd, bekend as verheerliking Sondag. En dan lees 'n mens gewoonlik, behalwe as die Heilige Gees jou anders lei, in die erediens 'n gedeelte oor die verskyning van ons Here aan mense en die pad wat hy met mense loop. Nogal interessant dat in die Bybel het baie van daardie verskynings op 'n berg plaasgevind. Dis waarom 'n berg vir my persoonlik in my geestelike lewe baie beteken. Dit is vir my asof ek iets van die teenwoordigheid van die Here daar beleef. Nou, as ons kyk na geleenthede waar die Here verskyn het en waar mense sy heerlikheid gesien het, dan is daar 'n hele paar gedeeltes in die Bybel wat ons kan lees. Ons kan onder andere na Matteus 17 kyk, daar waar Jesus sy disippels opgeneem het, wat vandag nog bekend staan na die berg van verheerliking toe. En daar het hulle toe vir Moses en vir Elia gesien, en hulle daartoe die woorde gehoor wat die Vader uit die hemel gespreek het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Vanoggend gaan ons 'n ander gedeelte lees. Die bekende Eksodus 14, vanaf vers 12 tot 18. Ook 'n verskyning, waar mense die teenwoordigheid van die Here gesien het. En ons gaan spesifiek uit die 2020 vertaling vanoggend lees. Vanaf vers 12. Die Here het vir Moses gesê, kom na my toe op die berg en bly daar. Ek sal vir jou die kliptafels gee met die wet, met die opdragte wat ek geskryf het om hulle te onderrig. Moses en Josua, sy helper, het gereed gemaak. En Moses het die berg van God uitgeklim. Vir die oudstes het hy gesê, wag hier vir ons, totdat ons na julle terugkom. Kyk, Aaron en Hur is by julle, en wie ook al regsake het, kan na hulle toe gaan. Moses het die berg uitgeklim, en die wolk het die berg bedek. Die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef, en die wolk het die berg 6 dae lank bedek. Die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses geroep.
Die heerlikheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n verterende vuur op die kruin van die berg. Moses het in die wolk ingegaan en die berg verder uitgeklim. Moses was 40 dae en 40 nagte lank op die berg. Tot sover ons skriflesing. Kinders, is julle bang vir die Here? Is julle bang vir die Here? Ek dink ons almal, kinders en groot mense, is maar 'n bietjie bang vir die Here. Hy is so groot en almagtig. Hy is so sterk. Hy weet alles, ook alles wat ons sê en doen en dink. En dit maak ons bang vir hom. Ek vermoed, Moses en die Israeliete was daardie dag in Eksodus 24, ook maar lekker bang. Die Israeliete was by 'n berg, die berg Sinai. Hier is 'n foto van daardie berg. 'n Mens kan tot vandag toe die berg Sinai gaan besoek. Die Here het vir die Israeliete gesê om daar by mekaar te kom, want hy wil daar met hulle praat. Toe hulle by die berg kom, sien hulle nie net hierdie hoë berg nie, hulle sien die berg is toe onder 'n wolk. 'n Wolk wat nie weggaan nie. Dit lyk ook nie of die wolk reën bring nie. En bo op die berg lyk dit soos 'n vuur wat brand. Nie 'n gewone vuur nie, 'n verterende vuur. Asof die Here self daarbo op die berg is. Die Israeliete het baie bang geword, want hulle het besef, dit is alles tekens dat die Here wel daarbo op die berg is. Dit is bevestig toe die Here vir Moses sê om na hom toe te kom op die berg. Interessant, die Here sê nie net Moses moet na hom toe kom op die berg nie, hy sê ook hy moet vir 'n ruk lank daar by hom kom bly. Ons sal net sien hoekom dit so belangrik is. Die leiers van die volk, onder aanvoering van Aaron en Hur, was seker baie dankbaar toe Moses vir hulle sê, hulle hoef nie saam te kom nie. Maar Josua moes saamgaan. Miskien was Moses ook maar dankbaar dat hy nie alleen hoef te gaan nie. Op die berg het die Here nie dadelik met Moses gepraat nie. Hy het hom eers, kan julle glo, 7 dae laat wag. Dan kom hom rustig en gereed te maak voordat hy met hom begin praat. Na die 7 dae moes Moses alleen verder teen die berg opgaan, na die Here toe. Josua kon nie saamgaan. Die Here wou alleen en persoonlik met Moses praat. En daar het Moses vir 'n volle 40 dae gebly en waarskynlik net geluister na die Here. Dit moes seker die wonderlikste tyd van sy lewe gewees het. Dink net, vir 40 dae by die Here. Net hy en die Here. En kinders, Moses was seker toe nie meer bang vir die Here nie. Ja, hy het alle respek en eerbied vir hom gehad, maar hy was nie meer bang vir hom nie. Want hy was by die Here. En hy het gevoel hoe wonderlik dit is om by hom te wees en na hom te luister. Weet julle, dit kan vir ons ook so wees by die Here. Veral as ons na hom luister. Ons is geneig
om baie te praat en min te luister. In ons interaksie met mekaar en ook in ons verhouding met die Here. Ons vergeet baie maklik dat ons net een mond het en 2 ore. En nie 2 monde en 1 oor nie. Daar is natuurlik niks fout om met die Here te praat nie. Ons kan enige tyd oor alles met hom praat. Maar ons mis so baie as ons net met hom wil praat sonder om behoorlik na hom te luister. Miskien het Moses iets hiervan beleef daarbo op die berg by die Here. Hy wou seker so baie dinge vir die Here sê oor sy harde tyd met die volk en hoe moeilik hulle is. Hy het seker so baie vrae gehad om vir die Here te vra, maar dalk het die Here vir hom op 'n stadium gesê, jy is nie hier om te praat nie. Jy is nou hier om te luister. Te luister na die Here se wil vir hom en die volk. Die Here wil ook so met ons praat. Maar dan moet ons eers mooi luister. Dan moet ons anders begin dink oor ons gebede. Wanneer ons nie so gereeld bid nie, bid ons skielik baie meer as ons of ons familie in een of ander krisis is. Dan bid ons desperaat en passievol dat die spoeg spat vir uitkoms. Maar dikwels sonder om in daardie tyd na die Here te luister. Wanneer die krisis verby is en dit beter en rustiger gaan, praat ons nie noodwendig soveel meer met die Here nie. En ons luister nog minder. Wanneer ons gereeld bid, hardloop ons dikwels met 'n galop na die Here toe, terwyl ons kop heeltemal op 'n ander plek is. En ons hardloop met 'n galop na hom toe met 'n klomp versoeke en bekommernisse en emosies. Niks fout daarmee. Die probleem is, dan staan ons dikwels nadat ons alles vir hom gesê het op, sonder om hom kans te gee om te reageer. Hy wil nog praat en dan loop ons sommer. Dit is sommer net platant onbeskof, dink julle nie so nie, behalwe dat dit is respekvol teenoor die Here is. Gebed was nooit bedoel om 'n monoloog te wees waar net ons praat. Dit is 'n gesprek waar die Here ook met ons wil praat. Maar dan moet ons stil bly en net luister en nie so haastig wees nie. Daar is 'n tyd vir ons om te praat, maar daar is ook 'n tyd vir ons om stil te bly en net te luister. Net stil te wees. Soos Psalm 46 vers 11 sê, bedaar, wees stil en weet, ek is God. Jesaja 30 vers 15 sê, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Ons is bang vir stiltes in ons lewens, in ons gesprekke en in ons gebede. Want ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Dit is juist die punt. Ons hoef niks te doen in stiltes nie. Ons sal die Here se teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees baie meer ervaar wanneer ons rustig en ontspanne en stil is
en vir 'n tyd lank voor die Here niks sê nie. Die Heilige Gees vul in ons stiltes ons gedagtes. Hy lei ons deur vrede, oortuiging en sagte leiding in ons gees. Ons lees in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge wat jy nie verstaan nie. Maar dan moet ons luister. Die Heilige Gees gebruik in ons stil wees natuurlik ook die Bybel wat hy self geïnspireer het in ons. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot in die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelinge en gedagtes van die hart. Lees die Bybel wanneer jy stil is. 'n paar verse direk uit die Bybel uit. Met die hulp van 'n geestelike boek of ander hulpmiddel as jy wil. En wees dan stil en luister wat die Gees in jou gedagtes fluister. Hierdie hele proses, hierdie stil luister na die Here, hoef nie noodwendig ure lank te duur nie. 'n paar minute ware kwaliteit tyd is ook genoeg. Natuurlik, hoe langer hoe beter. Maar sit dan daardie paar minute net vir God op sy. En skakel heeltemal af. Dit kan natuurlik nie die laaste paar sekondes wees voordat ek aan die slaap raak, of 'n kort skietgebed voordat ek môreoggend in die kar spring. Dit gaan nie werk. So 'n diepe luister na die Here vra ook 'n vaste roetine, want dis 'n gewoonte waarin 'n mens moet kom. Verkieslik indien moontlik, as dit enigstens moontlik is, 'n vaste tyd elke dag, sodat ons in die gewoonte kan kom en nie kan wag om te hoor wat die Here vandag vir my wil sê. En wees maar geduldig. Dit neem 'n ruk om in hierdie gewoonte van stil wees en luister te kom. Maar as jy eers daarin gegroei het, wag die wonderlikste tye vir jou saam met die Here. Ja, ek weet julle is besig. Ek weet julle is nie dominees wat julle eie tyd bestuur nie. Maar broers en susters, dit is die Here. Hy wil met jou tyd spandeer. Hy wil met jou praat. Het jy regtig nie tyd vir hom nie? Hierdie week begin 'n baie spesiale tyd in die kerklike jaar. Eerskomende Woensdag begin lydenstyd. Dit is die tydperk vanaf hierdie Woensdag tot en met Goeie Vrydag, waar ons stil staan by die lyding van ons Here Jesus en wat hy daardeur vir ons wil sê. Interessant, hierdie lydenstyd is ook 40 dae. Net soos die 40 dae wat Moses by die Here op die berg Sinaï was. Ons gaan mekaar hierdie jaar in hierdie lydenstyd help om regtig na die Here te luister en stil te word voor hom, om soos Moses by hom te wees. Ek gaan elke dag van hierdie 40 dae in die plek van die vers van die dag, vanaf hierdie Woensdag, behalwe op Sondag,
vir julle op die gemeente WhatsApp groep 'n oordenking plaas. En julle elke dag deur 'n proses neem waar ons gaan oefen om te luister na die Here. Ek gaan dit elke oggend vroeg vir julle stuur. So rondom 5:45. Julle kan dan self besluit wanneer in die dag julle dit gaan doen. Ek wil julle elkeen uitnooi om deel te neem aan hierdie luisterreis. En as jy nog nie op ons gemeente WhatsApp groep is nie, laat my of die kerkkantoor weet, sodat ons jou op die groep kan sit. Hoekom gaan ons dit doen? Hoekom is dit so belangrik? Hoekom doen ons dit alles? Want die Here wil nie hê dat ons soos die Israeliete by die berg Sinaai vir hom bang moet wees nie. Hy wil met elkeen van ons 'n verhouding hê. Hy wil met ons tyd spandeer. Hy het so baie om vir ons te sê, ook in hierdie lydenstyd. Kom, ons gee vir hom tyd. Kom, ons luister na hom. Amen. Hemel Vader, ons sien so uit om na U te luister. Ons sien so uit om te hoor wat U in hierdie 40 dae van lydenstyd vir ons elkeen en ook vir ons gemeente wil sê. Dankie dat U daarvan uit U hemel met ons praat. Dankie dat U deur U Seun na ons toe gekom het om met ons te praat. Dankie dat U deur U Heilige Gees in ons binneste inpraat. Spreek, Heer. U kinders luister. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die lied sing wat ons in die begin wou gesing het. Ek gaan net terug so toe. 'n Baie mooi lied wat daarby aansluit, wat ons sopas gehoor het. En die lied se tema is die bekende In die hemel is die Heer, van 21. 'n lied waarin ons sê, Here, U is in die hemel en U praat met ons. Wat 'n wonder. Wat 'n voorreg. Ons het hierdie lied al 'n bietjie gesing in die verlede. Ons gaan hom nou saam met die videoklankbaan sing, net om weer daaraan gewoon te raak. En dan sal ons hom binnekort weer saam met die orgel sing. So hierdie keer sing ons by die klankbaan. Julle gaan opstaan. Dit is 'n lekker loflied tot eer van ons Here. Bietjie meer klank. Nog meer. Die hemel is Heer, in sy ganse soos kristal. Is heilige van God, en hy heers oor die hemel, daar is mag en sy krag, soos die waters by sy stem, soos die son tot sy blik, so die rykdom van sy krag.
troon, verbuisterd sy sieraad, die beelde van sy troon, daar is macht in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son soos die son, so die rykdom van sy naam. En alleen is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en alleen is die eer, en die lof wat eeuwig leeft. En regeer ons hart, en regeer die wereld, en regeer ons wereld, en regeer die wereld, boven al. En alleen is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en alleen is die eer, en die lof wat eeuwig leeft. Heilig is die Heer, hy wat van sy rusting kom. Hy is die Alpha en Omega, almachtig en verheerlijk. Daar is macht in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En alleen is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en alleen is die eer, en die lof wat eeuwig leeft. Dit was nou lekker, né? Pragtige lied. Kom ons sit en dan dien ons die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie vir die diakens en baie dankie vir elkeen wat ook gehelp het om ons weer op die lig te kry. En dan onthou ons teetyd na die tyd. Ek beloof julle, die ketels het nie gecrash soos die rekenaar. Daar is warm water. Kom ons sluit af met lied 519. Dis eintlik 'n lied waar die Here met ons praat. Kyk daar die eerste sin, hè? Wees stil en weet, ek is die Here. Miskien moet jy dit vanoggend doen in jou lewe. In die lig van dit wat in jou lewe en rondom jou en jou gesin en jou familie in die gang is. Miskien moet ons elkeen ook hierdie lied hoor terwyl ons dit sing. Ook in die lig van die pad wat die Here ook in hierdie lydingstyd met ons elkeen wil stap. Kom ons sing al 4 die verse van lied 519. Sal die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees op 'n baie besondere manier beleef wanneer jy stil is en luister.